Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots van In Jesus Bediening in Kempton Park en hierdie is episode 5 van ons reeks wat ons noem die Pasga en Paasnaweek. En my doel is hoofsaaklik om jou te wys hoe dat die Pasga van Eksodus 12 'n teken en 'n heenwyser was na die werklike Pasga lam Jesus Christus. Wat is die doel van 'n teken? Of kom ek vra dit dalk meer spesifiek, wat is die doel van 'n padteken? Dis om jou te wys waantoe jy op pad is, en ook om vir jou te wys of jy nou op die regte pad nog is of nie. Maar is nie die plek self nie. As jy hier van Johannesburg af Kaapstad toe sal ry, sal jy gereeld bordjies of padtekens kry, wat jou wys waar om te draai, om op die regte pad te kan bly. En ook soms net om jou te wys of jy nog op die regte pad is. Maar jy stop nie by een van hierdie padtekens met die naam Kaapstad op, en dan klim jy uit en sê vir almal jy het nog gearriveer nie. Dit sou mos nou stupid wees. Nee, jy ry al die pad tot in Kaapstad en dan kondig jy aan dat jy gearriveer het. Net so is die Pasga 'n heenwyser of 'n bordjie of 'n teken na Jesus toe en wat hy vir ons sou kom doen. Dit sou absoluut sinneloos en absurd wees as ek en jy nou weer die Pasga sou hou. Dit sou wees soos om by die padteken te stop en te sê jy het gearriveer. So nee, ons hou nie die Pasga nie. Want die ware lam, die seun van God, die perfekte Pasga lam het gekom en sy naam is Jesus. En ons vier hom nou, want hy was die bestemming waarna die teken van die Pasga heen gewys het. Nou ons het al in die vorige 4 episodes na 'n hele klompie dinge gekyk van die Pasga wat vervul is in Jesus en ook wat ons iets kom vertel het van Jesus. En ek wil nie hier weer herhaal wat ons reeds oor gesels het nie, maar ek wil jou aanmoedig, as jy van dit gemis het, gaan soek gerus daarna op Spotify onder In Jesus Bybelstudie en luister deur dit. Nie om na my te luister nie, maar om net iets te sien van hoe intentioneel en vol liefde ons God is. Nou blaai asseblief weer saam met my na Eksodus 12 en ek gaan van vers 1 af lees net vir konteks, maar ek wil eintlik vandag stil staan by iets wat die woord vir ons leer in vers 4. Nou hy begin so in vers 1, en die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees, dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin, en dan sê in vers 4 die volgende, maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal. Na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Kyk weer wat sê hy hier in die begin van die vers. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam. Hier is 'n voorskrif vir wat hulle moes doen as die lam te veel was vir die huisgesin. Maar is nêrens in die hele voorskrif van hoe die Pasga lam gebruik moet word, 'n voorskrif vir wat hulle moes doen as die lam te klein was vir die huisgesin nie. Nêrens nie. Hoekom nie? Want daar's altyd, maar altyd, genoeg lam. Vir jou huis en vir jou naaste. Altyd. Jesus, die lam van God, kan nie te min wees vir jou huis nie, en jou huis sal hom ook nie kan opgebruik, sodat niks oor is vir jou naaste om jou nie. Die lam is altyd meer as genoeg. As daar tekort is dit nie omdat die lam te min was nie. Ek wil jou vandag bemoedig met dit wat God ons leer uit hierdie teken, uit hierdie voorskrif van die Pasga. Het jy Jesus nodig vir jou vrou? Daar's genoeg lam vir haar. Het jy lam nodig vir jou kinders? Daar is meer as genoeg vir hulle. Het jy 'n vriend of 'n kollega of 'n oom of 'n tannie, dalk jou ma of jou pa, dit maak nie saak wie jou naaste vandag is, waarvoor jy God wil vertrou, vir wat ook al die situasie mag wees. Hier is die goeie nuus, jy kan van jou lam, van jou Here Jesus, met hulle deel. Het jou seun dalk verlossing nodig van drank? Jy kan vir hom bid dat iemand die lam met hom sal deel en Jesus sal hom vrymaak. Daar's genoeg lam vir hom. Is jou suster in 'n verkeerde verhouding? Jy kan vir haar bid en haar laat deel in die lam. Daar's genoeg Jesus vir haar. Het jou vriend dringend werk nodig? Daar's genoeg Jesus vir hom. Het die vyand jou vriendin in 'n verskriklike greep van depressie? Daar's genoeg Jesus ook vir haar.
Ek weet nie wie jy ken of wat hulle omstandighede is, wat vandag die ingryping van Jesus in hulle lewe nodig het nie. Wat ek wel weet is dit, jy kan van jou lam, van jou Jesus met hulle deel en God sal hulle vrymaak. Dit gaan nie oor waar hulle was of wat hulle gedoen het nie. Dit gaan alles oor watter lam hulle vertroue inplaas. God kyk na die bloed van sy seun en dis vir hom genoeg. En as dit genoeg is vir hom, dan behoort dit genoeg te wees vir my en jou. Deel jou lam. Daar's genoeg vir almal. Hy wil almal uit Egipte uitlei. Here Jesus, dankie dat ons U nie kan opgebruik nie. Dankie dat daar altyd meer as genoeg van U is om te voorsien in enige en elke situasie in ons lewens. Leer ons, Here, om ons oë op U te hou, om ons vertroue op U te hou en om die mense om ons te help om hulle oë en hulle vertroue op U te plaas. Want U is meer as genoeg. U was die perfekte lam. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.